Ek dink ons gaan min of meer vol wees vanaand. Rihanna het verskoning, sy is weg na haar kinders toe en Marina en Isak het verskoning gemaak en daar was nog 'n verskoning. Hoe val ons dan die dia? Ja, ek dink ons is wie ons gaan wees vanaand. Ons is almal in. Ek het ons rekord aangesit, so ons neem die gesprek op vanaand en dan kan ons ek wil net sê dat daar is aan. Ons gaan vanaand bietjie kyk na Openbaring 5, baie interessante teks van Openbaring en ons gaan bietjie lekker oor hom gesels. Ek gaan weer terwyl van die tyd nie die teks voorlees nie. Ek gaan net vir ons 'n gebed doen en dan aanvaar ons die teks as geleese. En ons gaan aan met die 14 verse van Openbaring 5. So kom ons sit net so, dan vra ons net die Here se seën. Hemelse Here, baie dankie dat ons weer vanaand so as 'n groepie so aanlyn by mekaar kan wees en dat ons met mekaar kan gesels oor so 'n belangrike deel van u woord, vir ons belangrike deel van u woord soos Openbaring 5. Dankie vir dit wat vir ons in Openbaring 5 bekend gemaak word. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons met Openbaring besig is, u nie besig is om goed vir ons te verdoesel of weg te steek nie, maar dat u juis dinge wat vir ons onbekend was en baie dikwels nog altyd onbekend is, aan ons kom openbaar, aan ons kom bekend maak. Dankie dat ons dan vanaand ook so kan gesels oor Openbaring 5 en dat ons die voorreg het om vir u langs hierdie weg 'n bietjie beter te leer ken en daarom ook 'n bietjie beter te leer dien. Seën ons asseblief in ons samesyn en word verheerlik om Jesus ontwil. Amen. Goed, kom ons herinner net gou, ek gaan net so 'n vinnige recap probeer doen. Ek hou my oog so half op die horlosie en ek het hierdie manier gekry wat ek hom redelik goed kan dophou op my skerm. Ons doen net 'n recap. Ons het gesê daar is 3 groot visioene in Openbaring. Die eerste visioen het begin by 1 vers 9 na die inleiding van 1 vers 1 tot 8 en hy loop tot aan die einde van hoofstuk 3 vers 20 dink ek is die laaste versie van hoofstuk 3 en daardie visioen illustreer vir ons Jesus se betrokkenheid en sy regeermag in sy kerk in hierdie wêreld en dis waar die 7 briewe vandaan kom. En toe het ons gesê by Openbaring 4 begin die tweede visioen en dit is die groot visioen van Openbaring en ek dink hy loop deur tot hier so by die einde van hoofstuk 17 of 18. Ek moet gaan double check oor die goed, ek probeer net vir julle so saamvat. Dis die tweede visioen, dis die primêre visioen en dit gaan oor Jesus se betrokkenheid by sy skepping. So by die kosmos is nou die groot woord wat ons daar gebruik. So dit gaan oor Jesus se betrokkenheid by sy skepping. En hierdie visioen vind in 'n klomp gesigte plaas. Maar ek wil hê julle moet net 'n onderskeid maak tussen die gedagte van 'n visioen en die gedagte van gesigte. As 'n mens 'n droom, dan het jy een droom normaalweg wat jy droom, maar daar vind 'n klomp gebeurtenisse binne in daardie droom plaas, wat as jy nou op die regte tyd wakker word, en mense onthou net 'n droom as jy wakker word terwyl jy besig is om te droom. Andersins onthou jy nie die drome nie, as die droom verbygegaan het terwyl jy nog slaap, onthou jy hom nie. Daarom is daar baie mense wat sê, maar ek droom nie, dis nie waar nie, alle mense droom elke nag. Maar as jy nie wakker word terwyl die droom aan die gang is nie, onthou jy hom nie. Maar as jy nou so by geleentheid wakker word van 'n droom, dan onthou jy van verskillende tonele wat afspeel in die droom. Jy het 'n breë konsep van die droom en dan het jy 'n klomp tonele wat afspeel in die droom. En dit is presies hoe hierdie visioen van Openbaring ook werk. So ons het met visioen 2 te doen met Jesus se betrokkenheid in die kosmos. En dit begin met die troonsaal van die hemel wat ons verlede week oor gepraat het. En dit in die troonsaal van die hemel sal julle onthou is die 2 primêre openbarings wat aan ons bekend gemaak het. Die een wat op die troon sit en julle gaan hom nogal, as julle die moeite wil doen, 'n bietjie in Daniël 7 tot 14 gaan julle nogal hierdie
oue van daar terugkry in Daniël 7 tot 14. Onthou Daniël 7 tot 14 is dieselfde tipe literatuur as die Openbaring. So as jy dit lees, wees bewus daarvan is 'n klomp beelde en daar word gepraat van die oue van daar en die oue van daar is dieselfde persoon as die een wat hier op die troon sit en dit is God. En dan sal julle onthou die tweede deel van hierdie primêre openbaring was dat daar 7 geeste rondom die troon is. By daai spieelgladde see, 24 ouderlinge wat rondom die troon sit en dit ons verklaar vir julle as 12 by 12 en 12, 12 stamvaders en 12 apostels en die 4 lewende wesens wat om die troon is en julle het nou die prentjie van Openbaring 4 in julle kop. Nou verander die toneel net. Dis nie die visioen, is nie 'n nuwe visioen nie. Die toneel verander en die derde openbaring word in Openbaring 5 of die derde persoon word vir ons in Openbaring 5 voorgestel in die vorm van die lam. En dis belangrik dat ons in Openbaring 5 3 dingetjies sal raak lees en ek gaan vir julle gou probeer help om net die 3 dingetjies te verstaan. En die eerste ene is die eerste van hierdie gesigte in Openbaring 5 is dat daar in Johannes se visioen verskyn daar die persoon wat op die troon sit, so dieselfde as Daniël se oue van daar, die God van die troonsaal van die hemel wat op die troon sit, het 'n boekrol in sy hand. Nou om die boekrol, en ek het net toe daar gesit en dink ek wil tog vir julle enetjie maak dat julle net kan sien min of meer hoe dit lyk. So ek gaan nou sommer net gou hierdie halwe bladsytjie oprol. Die boekrol is as 'n mens nou in vandag 'n doodgewone bladsy sou vat en jy sou hom net oprol, dan is dit min of meer wat in 'n boekrol was. Nou, hy het nie so 'n groot gat in soos wat die boekrolle daai tyd het nie so 'n groot gat in gehad nie. Hulle het waarskynlik 'n ronde houtjie op die een kant gehad waarmee hulle opgerol het. So hy was tog al redelik dig opgerol gewees. En in die hand van die een wat op die troon sit, is daar nou so 'n boekrol en hierdie boekrol is op 7 maniere verseël, of so, hy is op 7 plekke verseël. Nou, om dit te verstaan, moet ek nou eintlik 'n bietjie gom by my het, en ek het nie. Want dit werk so, as jy nou na hierdie papiertjie kyk, as jy dan nou, die boekrol is nou toe, soos wat jy nou die papiertjie voor jou het, en as jy hom 'n entjie oopgerol het, dan is daar 'n seël, wat maak dat jy nie verder kan ooprol nie. En dan kan jy nou op die voor- en agterkant van die boekrol kan jy nou lees wat oopgerol is. En dit gaan ons nou later in hoofstuk 6 en 7 gaan ons nou met daai ooprol van die boekrol te doen kry. En dan as die tweede seël gebreek word, dan kan jy 'n bietjie verder ooprol en jy kan nog weer verder lees wat aangaan, en so met die derde seël as hy gebreek word, kan jy eentjie verder ooprol, en met die 4de seël as hy gebreek word, die 5de seël, 6de en die 7de seël het jy dan eventueel die boekrol oop voor jou. En dis nou die prentjie wat jy in jou kop moet hê om Openbaring 5 se eerste 4 versies te verstaan. Die koning op die troon, God wat op die troon sit met 'n boekrol in sy hand. En hierdie boekrol is verseël met 7 seëls. So daar's 7 plekke in die boekrol waar daar 'n seël geplak is wat keer dat jy nie kan dit verder ooprol as tot by daardie seël nie. En by die eerste, as jy nou die boekrol weer sou oprol, dan voordat jy nou die eerste seël oopmaak, of voordat jy die boekrol enigstens kan begin gebruik, dan is daar nou 'n seël wat so oor die openingsgedeelte van die boekrol geplak is, soos wat 'n mens sellotape oor 'n geskenk sou plak. Op dieselfde manier is dit nou verseël. En nou is Openbaring 5 maak dit 'n baie groot saak daarvoor dat daar in die hele skepping, in die kosmos waaroor Jesus regeer, niemand is wat hierdie boekrol kan ooprol nie.
So God sit met die boekrol in sy hand op die troon. Die 7 geeste is voor die troon, die 24 ouderlinge is rondom die troon, die 4 lewende wesens is daar, die engele of die gerubs is daar, en ons het hierdie visioen van hierdie verskriklike mooi troonsaal van God met sy see van kristal wat voor hom, wat voor die troon uitstrek, en in sy hand sit die koning, die God van die troonsaal sit met 'n boekrol. En die boekrol is op 7 plekke verseël en daar's niemand wat die boekrol kan oopmaak nie. So die inhoud van die boekrol bly 'n geheimenis. Dit is die groot ding waarom daar of waaroor die eerste 4 verse van Openbaring 5 handel. In sy regterhand hou hy wat op die troon sit hierdie boekrol vas, en daar is niemand in die hele kosmos wat hierdie boekrol kan oopmaak nie. En dan begin in vers 5 van die gedeelte word die openbaring aan ons bekend gemaak dat een van die ouderlinge, dis nou van hierdie mense wat om die troon sit, dat een van die ouderlinge vir Johannes sê, hy moenie so huil omdat die boekrol nie oopgemaak word nie, want die lam van God is waardig bevind om die boekrol oop te maak. En dan raak 'n mens daarvan bewus dat hier 'n nuwe persoon, 'n derde persoon in hierdie hemelse visioen van Johannes ingebring word. So as dit nou met die Vader op die troon te doen, die 7 geeste voor sy troon, en nou is hier 'n lam, en hierdie lam gaan nog 'n baie belangrike rol speel in die volgende paar hoofstukke van Openbaring, en ons gaan nou baie meer oor hom praat. Maar ons kan die lam redelik onmiddellik identifiseer as die Christus, Jesus, die Messias, die een wat na hierdie wêreld toe gekom het om vir die wêreld verlossing te kom bewerk. So, en nou sê die engel vir Johannes, moenie huil nie, want die lam is waardig bevind om die boekrol oop te maak, om die seels van die boekrol te breek. En dan word die lam vir ons beskryf in die woorde die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid en die oorwinnaar. Die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid en die oorwinnaar, en hy is waardig om die 7 seels van die boekrol oop te maak. En dan tussen die troon is daar die 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge dan 'n lam, soos een wat geslag is wat daar staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, en die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Ekskuus, die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. So hierdie nie net is die 7 geeste in die beheer van die beheerhand van die Vader voor die troon nie, maar hy is ook in die beheerhand van die lam, wat hom oor die hele wêreld uitstuur om die wêreld te bekyk en vir hom en vir die Vader inligting te gee. En daarom bely ons in ons belydende skrifte baie helder en duidelik dat die Gees van die Vader en van die Seun uitgaan. Wil julle met die gedagte net mooi verstaan. Jou gees is dit wat ek en jy van jouself kan waarneem. So jou gees is dit wat waarneembaar is in die wêreld rondom ons, dis jy. Die beeld wat ek altyd gebruik om dit voor te stel, om nie so verskriklik ons eie dood mee te werk nie, is as jy nou 'n mooi en 'n goeie hond het waarvoor jy baie lief is, en die hond gaan dood, en jy kry by dieselfde teeler uit dieselfde pa en ma weer 'n hond, dan het jy nie dieselfde hond nie. Dis 'n ander hond daardie, want daardie hond het ook 'n gees. Dis die aanbieding van die persoonlikheid, so 'n mens half en half kan sê, is die geesgedeelte van ons menswees. Die sielgedeelte is die onsterflike deel, dis die deel wat na God toe gaan as ons doodgaan, en die liggaamgedeelte is ons nou vanselfsprekend. So jy het 'n gees, en daardie gees is dan nou die manier waarop jy in hierdie wêreld sigbaar
optree en mense jou kan waarneem en kan besluit of hulle van jou hou of nie van jou hou nie. En jy weet, daai tipe van goeters wat rondom die gees lê. En daarom is dit belangrik dat ons ook in Openbaring sal raak sien dat die 7 geeste van God, die volledige gees van God, want dis mos nou wat die 7 beteken, dat die volledige gees van God nie net die gees van die Vader is nie, maar terselfdertyd ook dis dieselfde gees, die gees van die Seun is. So hy gaan uit van beide die Vader en die Seun, en ons moet dit onthou, dat dit is die Vader en die Seun se gees wat in ons woon en in ons werk, en wat vir ons dan nou ook op ons lewenspad lei. Dan die 7 horings is maar net 'n aanduiding van sy volledige regeermag, en dan lees ons hoe dat hierdie enigste waardige, die lam wat gelyk asof hy geslag is, hoe dat hy na die troon toe gaan en die boekrol uit die hand van die Vader ontvang, uit die regterhand van die Vader ontvang. En dan is daar 'n loflied wat weer klink, en dis verskriklik belangrik dat ons van hierdie loflied kennis neem, want op dieselfde manier as wat in hoofstuk 4 in die troonsaal, die een wat op die troon sit saam met die 7 geeste, se lof besing is deur al die ander wesens rondom die troon. En julle kan nou in hoofstuk 4 weer gaan kyk na daardie wesens, laat ek nou nie dit aan mekaar net herhaal nie, maar soos wat almal wat om die troon sit neerbuig en eer aan God bring op die verskillende liedere waarmee hulle dit doen, onder andere in hoofstuk 4 die woorde heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom, en dan hoe die 7 of die 24 ouderlinge hulle krone voor die troon neersit en neerkniel voor God. Op dieselfde manier verskyn daar nou 'n loflied in die hemel, of word daar 'n loflied gehoor in die hemel, wat draai rondom die Seun, die lam, wat waardig is om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, want hy is geslag en met sy bloed het hy mense vir God losgekoop uit elke stam en volk en taal en nasie, en hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Vriende, dis baie belangrik dat ons verstaan dat Johannes 4 en 5 wil juis vir ons die prentjie van die gelykwaardigheid van die Vader en die Seun en die Gees skets. Ons moenie probeer om die Vader as in die eerste plek te stel en die Seun so soort van in 'n tweede plek te stel en die Gees in 'n derde plek te stel, asof hulle die een meer is as die ander. Die hele gedagte van die hele Bybel en veral Openbaring is dat die Vader en die Seun en die Gees is al drie God, aanbiddenswaardig, en al wat hulle van mekaar onderskei is die taak wat hulle in ons lewens het, die rol wat hulle in ons lewens speel. Die Vader as die skepper, onderhouer, die Gees as die verlosser, geneeser, en die Heilige Gees dan as die leier en trooster wat ons op ons lewenspad saamneem. Maar hulle is al drie op een vlak gelyk. Hulle is God. Die een enkel persoon God, wat as die drie eenheid, en kom ek sê dit tog net weer, dalk het ek dit al van tevore vir julle gesê, 'n mens kan nie 'n drie eenheid skep nie. Jy kan doen net wat jy wil, jy kan nie 'n drie eenheid maak nie. Dis gewoon nie moontlik nie. As jy koek bak, kan jy 5 verskillende bestanddele in 'n mengbak gooi en hulle met mekaar vermeng en die hele besigheid in 'n oond indruk, en dan op die einde van die dag haal jy een koek daar uit. Maar as jy die koek begin ontleed, begin uit mekaar haal, dan kom jy nog weer op die eiers en die meel en die suiker en die sjokolade en al die goeders kom jy weer af. Dit het nie 'n eenheid geword nie. 'n drie of 'n eenheid in die sin van dat hulle karaktertrekke, hulle wesenskenmerke nie verander het nie. So die meel en die eiers en die water en die melk en die sjokolade en al daai goed wat jy in die koek ingewerk het, se wesenskenmerke het verander om uiteindelik hierdie een koek te vorm. En daarom is dit nie 'n 5 eenheid of 'n 3 eenheid of iets in diervoege nie.
En die drie eenheid lê dit juist so dat die saamsmelting, die saamwees, die harmonie van die drie eenheid verander juist nie die karaktertrekke van elkeen van die persone en word in die drie eenheid al die persone net as God voorgestel en moet ons verstaan dat ons het hier met 'n godheid te doen wat in drie persone aan ons verskyn. Moeilike saak om oor die drie eenheid te praat, dit is 'n baie komplekse leer in die teologie, maar ek gaan net dit vir julle nou sê. Verstaan net, 'n mens kan nie 'n drie eenheid skep nie, en omdat jy nie 'n drie eenheid kan skep nie, moes God buite die skepping bestaan. Hy was alreeds 'n drie eenheid gewees buite die skepping. Wanneer ek met mense oor Genesis en so praat, dan sê ek altyd, gaan lees maar Genesis 1, maar onthou net dat daar word die woordjie gesê in Genesis 1 gebruik. So ons lees van die aarde was woes en donker en die gees het oor die aarde gesweef en toe sê God, en dis die tweede persoon wat nou geopenbaar word in Genesis 1, en hy sê, en daai woordjie dabar en die Griekse woord logos, wat die gelykwaardige woorde is dan 'n verwysing na die Messias elke keer. So wanneer God sê, laat daar lig wees, dan skep die Messias die lig, dan orden die Messias die chaos. So, wees bewus daarvan dat soos wat daar in Openbaring 4 'n loflied oor die Vader gesing word, so word daar nou 'n loflied oor die Seun gesing. En by al twee van hulle is die Gees betrokke, die 7 geeste voor die troon, en hier in Openbaring 5 die 7 geeste wat oor die aarde uitgestuur is, sodat hy die alkennis van God ook kan openbaar aan God en aan die Lam. En dan eindig die gedeelte met 'n derde verwysing of 'n derde gedagte wat nou hier geopenbaar word, en dit is die sang van baie engele rondom die troon, van die lewende wesens en die ouderlinge, en dan sê hy, daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, en moet tog asseblief nie iets meer in daai syfers inlees as net dat Johannes wil sê, daar was ontelbaar baie engele en baie wesens wat die lof van die Lam besing, en wat dan met 'n harde stem uitroep, en luister weer, waardig is die Lam, wat geslag is, wat die krag en die rykdom, die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en lof ontvang. En dan die hele skepping, en dis nou hier waar hierdie hele gedagte rondom Jesus se teenwoordigheid in die kosmos fisies op die grond gestalte vind, die hele skepping in die hemel, op die aarde, onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, het hy hoor uitroep, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en sterkte vir ewig en ewig. Dan roep die 4 lewende wesens ook uit, amen, en die ouderlinge het neergeval in aanbidding. So ons het met 3 verdelings in Openbaring 5 te doen. Die eerste verdeling is die gedagte van die boekrol, wat nou in die regterhand van die een wat op die troon sit is, en die boekrol is verseël, hy is op 7 verskillende plekke verseël. Die 7 seels wat nou in die boekrol ter sprake is nogal redelik belangrik, want verder in die visioen, in die tweede visioen van Johannes, gaan daar 'n klomp gesigte wees waar die boekrol, waar die Lam elke keer 'n seël van die boekrol oopmaak en daar dan 'n gebeurtenis plaasvind. Die eerste 4 in die vorm van ruiters, maar ons sal daaroor op 'n later stadium bietjie met mekaar gesels, en dan die laaste 3 net doodgewoon in die vorm van calamities, natuurrampe wat oor die wêreld kom. So die gedagte van hoofstuk 5, die boekrol in die regterhand van die Vader, of van die een wat op die troon sit, van God self, en dan die tweede gedeelte, Jesus wat as die enigste een in die hele skepping wat waardig is om die boekrol uit sy hand te neem en die seels daarvan oop te maak, en dan hierdie wonderlike hemelse lofprysing.
Nou wat wil dit vir ons sê? Hoe pas ons dit nou toe in ons lewens? Dis mos nou die groot vraag wat 'n mens nou moet vra. En eintlik moet ek nou die vraag vir julle gooi en hoor wat sê julle daaroor? Hoe maak 'n mens nou hierdie uh gedagtes van die lam wat die boekrol uit die hand van God neem en wat waardig bevind is? Hoe maak 'n mens dit nou prakties in ons lewens in die dag waarin ons lewe? Hoe beïnvloed dit ons aanbidding? Hoe beïnvloed dit ons diens aan God? Dis die vraag wat 'n mens nou uit die Bybelstudie oor Openbaring vir jouself moet begin vra en waarop 'n mens dan nou antwoorde moet kry. Nou ek weet nie of julle wil bietjie probeer antwoorde gee en dan kan ek net bietjie toelig daar en of julle wil hê ek moet nou maar vir julle toelig nie. Julle het kans om vir my te sê wat julle wil hê ek moet doen. Ibus, hoe lyk dit, wil jy 'n kans waag? Ek dink Dominee kan ons doen. Wie het nou gepraat dat die groen kolletjie het nie verskyn nie. Maar daar sê nou sê om Ibus, nou sê weer om my. Annetjie, het jy gesê jy dink ek kan maar dit sê. Die gedagte dat Ek het so ja, Annetjie, ja, dis nou jy wat gesê het, nee ja. Die gedagte dat daar boekrol in die hand van God is, in die regterhand van God is en dat daar gevind word dat niemand hierdie boekrol kan oopmaak nie, is 'n dramatiese oomblik in die visioen. En daar word spesifiek 'n bietjie aandag aan hierdie dramatiese oomblik gegee, want dit gaan nie so seer oor die boekrol wat verseël is en in God se hand is nie, maar oor die een wat uiteindelik waardig bevind word om die boekrol oop te maak. En wanneer die engel dan sê, maar Johannes, jy moenie huil omdat die boekrol nie oopgemaak kan word nie, want daar is wel iemand wat waardig is, dan wil hy die aandag vestig daarop dat Jesus die waardige een is en dat hy juist die een is wat God se plan in hierdie wêreld kan kom voltrek. So hy probeer om met 'n dramatiese oomblik probeer hy om die hele gedagte van dat daar wel iemand is in die skepping wat die boekrol kan oopmaak en dat daardie een in die skepping juist waardig is omdat sy bloed gestort is, omdat hy sy lewe opgeoffer het. Al daai goed wat ons rondom, en dit staan alles hier in die teks waarmee ons besig is, dat hy sy lewe opgeoffer het, juist met die oog daarop dat hy die een sal wees wat op die einde van die dag God se plan met die wêreld kan bekend maak. Nou wat is God se plan met die wêreld? Behalwe dat hy die hele wêreld wil herskep, dat hy die gebrokenheid van die skepping finaal wil kom heel maak. En ek dink as ek reg onthou het ek gister met julle ook bietjie gesels oor Genesis en die deurloop na Openbaring toe en die werking van of die wisselwerking van lig en duisternis in die wêreld waarin ons leef. Maar die belangrike ding wat ons moet raak sien is dat Jesus het met sy sterwe, met sy kruisdood, met dit waardeur hy gegaan het hy juis die een geword wat waardig is om God se plan uit te voer. En God se plan is nie in die eerste plek die wederkoms nie. Die wederkoms is die eindproduk van God se plan. God se plan is jou en my redding. Hy wil dit in Jesus Christus met ons doen. Hy kan dit nie verduur. Dit is, as 'n mens so, ons het nou 10 minute oor, as ek hierdie slim ding wat nou hier voor my verskyn het so bekyk, hy kan dit nie verduur, dat die wêreld in die hande van die bose, van die Satan is, dat die wêreld probeer om sy eie God te wees nie. So, as ons net so bietjie daaroor dink, dan besef ons, maar die voorstelling van Jesus as die enigste wat die plan van God tot uitvoer kan bring, is verskriklik belangrik vir ons verstaan van die evangelie, want Jesus word dan op hierdie manier, met sy bloed word hy die verlosser, die redder, die middelaar tussen God en mens, vir elkeen, julle nou Romeine 1 so 'n bietjie weer onthou wat in hom glo, en Romeine 3 vers 21 net weer 'n bietjie onthou,
vir elkeen wat in hom glo. So dis nogal baie belangrik dat dit deel is van ons verstaan van Openbaring en dat hy dit vir ons of van hierdie gedeelte vir hierdie gesig in die tweede visioen en dat hy dan die een is wat vir ons die verlossing kom gee en ons daarin laat lewe in die wêreld waarin ons is. En dan is die vraag wat oorbly is, waaroor gaan hierdie hemelse lofprysing? En ek dink ek het terwyl ek die stukkie aangebied het vir julle, het ek reeds gesê dat dit 'n gelykstelling tussen Vader en Seun is. So wanneer daar aan God lof gebring word in hoofstuk 4, dan word dit in hoofstuk 5 herhaal. En amper met dieselfde woorde. Elke keer is dit eer en heerlikheid wat toegebring word, waardigheid wat besing word, krag en sterkte en al daardie goeders wat rykdom en wysheid en sterkte wat besing word. So dit gaan hier oor 'n gelykstelling tussen Vader en Seun en ons moet nooit op 'n ander manier oor ons Here Jesus dink as dat hy God is soos God is. Die Niceense geloofsbelijdenis stel dit nogal vir ons baie mooi as hy sê dat hy waarlik God is, dat hy God uit is, lig uit lig is. Onthou, lig is die beginsel van ordening. Duisternis is die beginsel van chaos. So met dat hy lig uit lig is, dat hy God uit God is, dat hy waarlik God ware God uit is en dat hy aanbiddenswaardig is, net soos wat die Vader aanbiddenswaardig is. En daai beeld wil Johannes in hoofstuk 5 of die wisselwerking van 4 en 5 van ons kom voorstel, wat ons verstaan, hierdie twee persone van die drie eenheid is absoluut gelykwaardig. En dan word die hele gedagte dat die gees van die Vader die in die Seun uitgaan, maak plaas die gees ook op dieselfde vlak van hulle. Want die gees is op die einde van die dag in hoofstuk 5 die een wat verantwoordelik is daarvoor dat God se alsiendheid en alwetendheid en almag en al daai alle wat ons van God bely, dat dit manifesteer in die wêreld waarin ons lewe. So as ons net dit in gedagte hou, dan weet ons dat hoofstuk 4 en 5 wil net vir ons leer dat die drie enige God is in alle opsigte in die drie persone volledig gelyk aan mekaar, as volledig harmonie tussen hulle, as nooit disharmonie, daar's nooit ontevredenheid, ongeruimdheid, verbrokkeling van verhoudings soos wat ons aangewoond is nie. Is daar nie in die drie eenheid nie. Dit is 'n absolute harmonieuse verhouding tussen drie gelyke persone in een Godheid wat vir ons dan wil die wêreld kom leer. En dis die rol wat hoofstuk 4 en 5 in Openbaring speel. Later wanneer ons by Openbaring 12 en 13 kom, dan word ons weer op dieselfde manier voorgestel aan 'n vals godheid. Maar ek sal daar dit vir julle uitlig, laat julle goed verstaan hoe ons in Openbaring 4 en 5 met die ware godheid te doen het, en die een wat waardig is om die boekrol oop te rol, en as die boekrol oopkom, dan word die seels gebreek, en dan verskyn daar 'n klomp calamities. Ek gebruik graag die Engelse woord. Dan kom daar 'n klomp calamities oor die wêreld. En dan gaan dit aan, hoofstuk 7 is 'n troostboodskap, hoofstuk 8 gedeeg, en dan hoofstuk 12 en 13 word aan ons voorgestel hierdie valsgodheid van die rooi draak en van die diere uit die see, die diere uit die aarde uit. Maar daaroor, dit sal ons in detail bespreek wanneer ons daar is. Is hoofstuk 5 vir julle duidelik? Is ek duidelik genoeg? Dit is nogal belangrik dat julle dit vir my sê, want dis literatuur hierdie waaroor 'n mens homself en ander mense lekker kan deur mekaar praat. So sê vir my, maar is hoofstuk 5 vir julle ontsluit nou wat ons daaroor gepraat het? Dankie Johan. Dis my wat lekker. Dankie Annetjie. En Dominee het vir ons mooi duidelik gemaak. Baie dankie. Jy dit vir jou ook duidelik. Ja, dankie Dominee. Mooi oopgegaan.
Okay, dit lyk amper asof ek met my storieetjie klaar is. Ons het 4 minute en 1 sekonde oor. Julle kan dit gebruik. Skiet, vra, maak opmerkings, doen wat in julle harte opkom, dat ons daaroor kan gesels. Dis die eerste keer wat ons dit reg gekry het, om die aanbieding klaar te hê en die verduideliking klaar te hê voor die 40 minute om is. Papa, is die liedjie wat dieselfde woorde het as hierdie eenswoudig om die troon te neem, is dit dieselfde liedjie wat Piet Smit en Donnie Botha sing? Ek kan nie vir jou sê nie, ek weet nie wat die lied is nie. Ek sal moet gaan kyk, hoor. Jy praat van waardig is die lam, daai lied. Wat Piet Smit en Donnie. Nee, dieselfde liedjie, dieselfde hoofstuk van hierdie U is waardig om die troon te neem en die seels oop te maak. Die boekrol te neem. Dis die liedjie wat ek ken. Ja, die boekrol te neem en die seels oop te maak, dis die liedjie wat ek weet. Ja, ek weet nie so vinnig of dit dieselfde liedjie is wat Piet en Donnie sing nie. Ons sal later daaroor gesels. Daar's fantastiese liedere oor hierdie hoofstuk in die liedboek ook. Dis wonderlike mooi liedere wat 'n mens kan daarmee saam sing as ons daaroor preek. Goed, 2,5 minute. Julle kan maar praat. Kom maar eindig ook as julle klaar is. Ines glimlag net mooi vir my. Sy sê jy het nie nou. Ek het nie nou iets om te vra of te sê nie. Ja, nee. Ek dink as 'n mens, ek dink in 'n sekere sin as 'n mens besef hoe eenvoudig dit eintlik is. Ja, hierdie koppeling van hoofstuk 4 en 5 aan mekaar, dan is 'n mens half sprakeloos. Jy weet, jy nog altyd in jou lewe het jy gedink, jy weet, jy het hier met 2 visioene te doen wat eintlik nou maar wat sê. En nou werklikheid het ons met 1 visioen met 2 gesigte te doen. En die 2 gesigte wil net die 2 persone van die 3-eenheid, die 3 persone van die 3-eenheid, die Vader of die een op die troon en die Lam dan en die Gees, wil hulle net aan mekaar gelykstel, sodat ons sal verstaan, ons het met 'n 3-eenheid te doen, nie met 'n 3-tal nie. Want later in hoofstuk 12 en 13 gaan ons praat van die 3-tal, want dan is dit nie 'n 3-eenheid nie, dis 3 losstaande persoonlikhede, wat elkeen sy eie ding doen, en dat partymal dan gebruik hulle mekaar se mag om die goed te doen, of verleen hulle aan mekaar mag om die goed te doen, maar hulle bly 3 losstaande wesens, wat die wêreld kom aanval. Dis nou die wesens van Openbaring 12 en 13. Jy kan nie 4 en 5 en 12 en 13 van mekaar losmaak. Die 2 goed hou met mekaar verband, maar ons moet by 12 en 13 kom, voordat ons daai verband lê. Ons moet eers 12 en 13 ook verstaan, voordat ons daai verband lê tussen 4 en 5 en 12 en 13. Maar is goed as ons nou al reeds weet, 4 en 5 gaan vir ons 'n band lê na 12 en 13 toe, en dit gaan die vrees uit 13 uithaal. Want 12 en 13 is nie dreighoofstukke nie, dis trooshoofstukke. Dis nie oordeelshoofstukke nie, dis trooshoofstukke wat God aan sy kerk gee. 12 en 13 word natuurlik heeltemal anders verkondig in die verkondiging van Openbaring en die verskillende maniere wat daarmee omgegaan word. Ek dink ons tyd is so om en by verby. Baie dankie dat julle ingeskakel het, dit was heerlik. Hy gaan nou vir ons net die dingetjie opgooi en sê ek is